Goeienaand mense, Japie hierso. Ek het gedink om 'n ekstra video te doen vir Openbaring 14. Ek wil 'n bietjie meer fokus op hierdie oeste wat van gepraat word in die einde van hierdie hoofstuk, om dit vir julle te verduidelik in die openbarings wat ek ontvang het van hierdie openbaring, om dit vir julle deur te gee. Het is 'n baie mooi openbaring wat ek ontvang het hieroor, en ek wil dit graag met julle deel. Dis hoekom ek gedink het ek wil maar extra video insit van Openbaring 14 wat nou net handel oor die oeste en hoe dit ooreenstem met die wet, met Levitikus 23 wat praat van die oeste en die konnotasies tussen daardie fisiese oeste en die geestelike oeste wat hiervan gepraat word in Openbaring. Dit is nogal wonderlik om te kan sien, hoe Jahua dinge connect tussen die Ou en die Nuwe Testament, tussen Genesis, Exodus en Openbaring. Dit is net wonderlik. Dit is wonderlik en ek is dankbaar dat Jahua dit aan my geopenbaar het. Van hierdie openbaring het ek uit 'n boek ook gekry, maar gedeelte daarvan het ek self ook ontvang. Hierdie boek waar ek dit gekry het, ek verwys partykeer na hom, met hierdie studie van my. Dit is hierdie boek. Die boek se naam is The Mystery is History. Dis die boek se naam. Ek dink jy kry hom te koop nie, maar jy kan maar probeer. Ek het dit by 'n professor gekry van Amerika, professor daar wat hierdie boeke het, en sy vriend het hierdie boek geskryf, en ek het hom gevra vir hierdie boek, en hy het dit vir my ge-email. Nou in elk geval, hierdie boek is dikker as die Bybel. Ek dink hy is iets so 600 of 700 bladsye, en dit gaan net oor Openbaring. So ja, daar is baie inligting daarso, maar ek verwys nie net na hierdie boek as ek hierdie video's van my doen nie. Baie van hierdie openbarings is wat ek ontvang self. Van dit is uit hierdie ou se boek, en dan ook van dit is van die ander persoon wat sy webtuiste is, Revolution. So, dis daardie twee persone wat ek na verwys partykeer, en dan ook my eie openbarings. Kom ons begin gou hierso van die feeste, hoor 'n bietjie daaroor. Openbaring 14 vers 14 tot 16. And I saw and behold a white cloud, and on the cloud I saw one sitting like unto a son of man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. Another angel came out from the temple, crying with a great voice to him that sat on the cloud, Send forth your sickle and reap, for the hour to reap is come, for the harvest of the earth is ripe. Hierdie verwys na die koringoes, né? Ek gaan nou verduidelik vir julle van die drie oeste in die Bybel. And he that sat on the cloud cast his sickle upon the earth, and the earth was reaped. Hier sê ek, jy kry Pascha, tydens Pascha was gedurende die gasoes. Pinkster het gedurende die koringoes plaasgevind, en die hittefees of die tabernakels is gedurende die druiwe oes. Dis die 3 oeste van die jaar vir Israel gewees. Nou, hierdie 3 is ook geestelik vervul. Dit is nogal wonderlik hoe Jahua se wette 'n geestelike betekenis het, 'n dieper betekenis het, en hoe mens sy profesie beter kan verstaan as jy sy wet verstaan. Nou, ons sien hier, so sê ek in Levitikus 23, praat hy van hierdie oeste, hier praat hy van die gars en die koringoes, vers 10 tot 11 en vers 15 tot 16, die fees van ongesuurde brode, wat op Pascha volg, sluit 'n eerste opbrengs offer, of first fruits, van 'n garsgerf in. En dan Pinkster, 50 dae na Pascha, het ook eerste opbrengs offers, first fruits, spesifiek 2 brode gemaak van nuwe koring. So jy het met al twee hierdie feeste het jy 'n first fruits offer gehad, 'n eerste opbrengs offer. En dan daarna kon hulle die res van die graan of die koring gaan oes. Nou, dit sien ons nou ook in Openbaring, word dit net so ook verduidelik vir ons.
Nou, die Openbaring verduidelik nie die garsoes nie, want die garsoes het tydens Pasga plaasgevind. Kom ons kyk wat sê die Bybel van die garsoes. Dit het lank voor Openbaring plaasgevind, die garsoes. Kom, ek wys julle waar het dit gebeur. Daarna kon die res van die oes ingesamel word. Ander gelowiges in Sheol staan op uit die dood. Dis in hakies wat ek daar gesê het. Dan sê ek, dan is daar ook 'n derde oes. Tydens die tabernakels was die druiwe oes. In Openbaring 14 word die koring en druiwe oes genoem. Die gars oes het lank voor hierdie oes te vervul rondom 33 na Christus. Het die gars oes vervul. So Openbaring praat nie van die gars oes nie. Hy praat van die laaste 2 oeste. Ons sien in Johannes 20 vers 17, Yahushua sê vir haar, vir Miriam, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my vader en julle vader en my God en julle God, of my Elohim en julle Elohim. Hier sê Yahushua dat Yahuwah is sy Elohim. Hy sê nie vir hulle, hy is self Elohim nie. Ek noem het maar net vir julle. By die Bybel sê duidelik, ons moet net die Vader aanbid en dien, en ons moet net tot hom bid. Gaan kyk maar Matteus 4 vers 10, Matteus 6 vers 9, daar sê Yahushua self vir ons, as julle glo in Yahushua, moet julle mos luister wat hy sê. Hy het gesê, ons moet net die Vader aanbid en dien, en ons moet net tot die Vader bid. In elk geval, dis nie waaroor ek nou hier wil praat nie. Hier sien ons dat Yahushua sê vir Miriam, moet my nie aanraak nie, hoekom nie? Want hy is die eerste opbrengsoffer, hy is die first fruits, hy moet homself eers aan die Vader gaan vertoon, want hy is die eerste offer, voordat die res van die oes ingesamel kan word, voordat die res van die gars oes ingesamel kon word, moes hy homself eers aan die Vader gaan wys, en hy het dit toe gedoen, en toe, wat het toe gebeur? Kom ons kyk, die eerste oes elke jaar was die van die gars, 'n eerste vrugteoffer van hierdie oes was 'n vereiste volgens die Torah, sodra die eerste vrugte geoffer is, kon die res van die gars geoes word. Ons sien 'n vervulling van hierdie landboutype in Yahushua se dood en opstanding. Yahushua was die eerste vrugte van die geestelike garsoes, nadat hy opgewek is, wat die waai van die eerste vrugteoffer symboliseer, of hulle het 'n garshalm gevat en gewaai, so, en dan geoffer, en dan het die res van die oes kon hulle dan inbring. Het die oorblywende garsoes plaasgevind daarna. Matteus 27 vers 51 tot 53 sê, en kyk, die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan, en na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan, en in die heilige stad ingekom, en aan baie verskyn. So dit is die res van die oes. So Yahushua was die first fruits, die eerste opbrengsoffer, en nadat hy sy offer voltooi het, toe het die res van die oes ingesamel, né? En dit is die ander gelowiges wat in Sheol gebly het, dit is Abraham, Jakob, Isaac, Daniel, David, daardie mense, die profete, Moses, al daardie mense wat jy van lees in die Ou Testament, dit is hulle wat die res van die oes was, van die garsoes. Net daardie mense, die gelowiges wat in die Sheol was, in die goeie kant van Sheol. Hulle het toe opgestaan, hulle almal, daardie kant van die Sheol is toe leeggemaak. Yahushua het die sleutel van die doderyk gevat, hy het mos die dood oorwin, en hy het die plek oopgesluit vir daardie gelowiges, laat hulle kan uitkom. En hulle het opgestaan uit die dood, hulle het rondgeloop in die stad Jerusalem, mense het hulle gesien en mense het hulle selfs herken. En hulle het toe opgevaar na die hemel, net soos Yahushua, né? So hulle was toe die res van die oes. So, dis die prentjie wat ek wil hê julle moet verstaan hierso, voordat ons verder kyk na Openbaring 14. Dus jy kry eers jou first fruits, offer, en net daarna kry jy die res van die offer word dan ingeoes.
Nou hier praat hulle nou maar in Openbaring 14 ook van 2 oeste. Kom ons kyk. Die tweede oes, in Matteus 13 vers 41-42. The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that cause stumbling, and them that do lawlessness, and shall cast them into the furnace of fire. There shall be weeping and gnashing of teeth. Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He that has ears, let him hear. Yahushua sê vir ons, dat hierdie oes nie net die regverdiges sal bevat nie, maar ook diegene wat onregverdig was. Ja, hierdie tweede oes bevat beide regverdig en onregverdig is. Nou die wetteloses, hulle gaan na Sheol, en die regverdiges, hulle kry verheerlikte liggame. Dis wat gebeur. Openbaring 14 vers 4. Ons sien met Openbaring 14 vers 4, hy begin sommer daar op die met die intrapslag, praat hy van die 144.000 geseeldes. Dit is hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik, rein. Dit is hulle wat die lam volg waar hy ook heen gaan. Dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerste opbrengsoffers vir Yahuwah en die lam. Hier sê hy reguit vir julle, hierdie 144.000 is nie spesifieke hoeveelheid mense nie mense. Ek het dit verduidelik in die hoofstuk 7, ek dink, van Openbaring, wat praat oor hierdie 144.000. Ek het vir julle verduidelik wat beteken hierdie getal. Maar dit is 'n getal geseeldes van Israel wat beskou word as die first fruits van die koringoes. Ons is nou by die koringoes hierso. Die eerste oes was die garsoes, rondom 33 na Christus. Hier is ons nou by die tweede oes, die koringoes, en die first fruits, die eerste opbrengsoffers, is die 144.000. So dit, ek wil nou nie my vooruit hardloop hierso nie, kom ons kyk eers wat het ek hier geskryf. Met die koringoes blyk dit dat die 144.000 geseeldes is die first fruits offer. Hulle is die eerste opbrengsoffer. Na hulle geoes is, kon die res van die oes ingebring word. Die res van die gelowiges, né? Dit is hoekom ons in die begin van hierdie hoofstuk lees, dat hulle by Yahushua is op die hemelse berg Sion. Ja, in die begin van hierdie hoofstuk 14 sien ons, hy praat van die 144.000 wat saam met Yahushua staan op sy hemelse berg Sion. So, dit beteken hulle is klaar of doodgemaak, of hulle is weggeraap, of hoe ook al sy, hulle is alreeds by Yahushua. Of hulle weggeraap was, soos ons lees in die Apocalypse of Elijah, dat daarin staan dat hulle weggeraap is, en of hulle gedood is. Die feit is, hulle is uitverkies en geseeld as die first fruits offer. Hierdie spesifieke groep mense is geseël en die seël beteken hulle is die eerste opbrengsoffers. Ek glo dit is spesifiek waarna die seëling van hierdie mense verwys, dat hulle is die eerste opbrengsoffer vir Yahuwah en die lam. Net soos wat ons nou gelees het in die begin van hierdie hoofstuk. Ek glo ook dat dit is hoekom ons in Openbaring 7 eerste lees van die 144.000 geseeldes, wat nou, soos ek nou sê, die first fruits verteenwoordig, wat eers geoffer moet word, en net daarna van die groot groep gelowiges wat gedood is tydens die groot verdrukking. Dit is wonderlik mense, hierdie prentjie wat ek hier nou vir julle skep, hoe dit ooreenstem met die res van Openbaring ook. Soos ons sien in Openbaring 7 praat hy eers van die 144.000 geseeldes, wat ek sê, verwys na die eerste opbrengsoffers. En dan daarna praat hy van die res van die gelowiges, die groot menigte gelowiges, wat in die groot verdrukking dood is. Dis die res van hierdie koringoes mense, dis die res van die koringoes wat toe ingeoes is, na die 144.000. That's amazing. Nou soos ek sê, ek weet nie of hulle allemaal gedood is, die 144.000 geseeldes, of hulle opgeraap is, of wat ook al. Dit is maar wat gebeur het, en ek weet dat, ek al reeds gesê, dat van die gelowiges het Pella toegevlug. Wel, ek weet nie of hulle dan deel is van die 144.000 nie, en of hulle maar net dan deel sou wees van die menigte gelowiges, wat na
hierdie eerste opbrengsoffers van die 144.000, dat hulle eers na dit sou gedood word en dan deel wees van die groot menigte gelowiges wat toe ingeoes is na die tyd. Maar kom ons lees gou hier van die historikuste, dan gaan julle sien naastebei wanneer is hierdie oes, die koringoes gewees. Cassius Dio Roman Histories 63.16 in 66 na Christus, toe die Judeer opstand begin het, was Nero Caesar in Griekenland besig om 'n kanaal te bou. Aangaande die konstruksie van 'n waterweg skryf Cassius Dio. Toe die eerste werkers die aarde aangeraak het bloed daaruit gespuit, gekreun en gebrul is gehoor en baie geeste het verskyn. Nero self het toe 'n graaf gegryp en deur van die grond op te gooi, die res gedwing om hom na te boots. In die optekening van hierdie selfde gebeurtenis dui Suetonius aan dat toe Nero die grond gebreek het, die geluid van 'n trompet gehoor is. Hierdie verwys mense na die tweede koms van Joshua. Dit sê wat Nero gedoen het tydens die tweede koms van Joshua. Nou die historikuste verwys ook na hierdie tweede koms van Joshua, wat hulle in die hemel gesien het, en op ander plekke in hulle boeke skryf hulle daarvan, van die hemelse weermag wat verskyn het, en so aan. Maar hier sien ons dat Nero, hulle was in Griekenland gewees tydens die tweede koms van Joshua. Hulle het die trompet gehoor en hulle het mense sien opstaan uit die dood. Die feit dat 'n trompet gehoor is toe die dooies opgewek is 'n duidelike vervulling van 1 Korintiërs 15 vers 52, want die trompet sal weer klink en die dooies sal onverganklik opgewek word. Hier sien ons hierdie praat van die koringoes. Hierdie is die koringoes, mense. Josephus, the Wars of the Jews. Daardie fees wat ons Pinkster noem, van 66 na Christus, terwyl die priesters snags die binnetempel binnegegaan het hulle 'n aardbewing gevoel en 'n groot geraas gehoor en daarna het hulle 'n geluid gehoor soos van 'n groot menigte wat sê, laat ons hier vandaan vertrek. Ek glo hierdie verwys spesifiek ook na die koringoes, gelowiges wat toe opgevaar het. En die priesters het hulle gehoor sê, kom ons gaan, dit is so tyd vir ons om te gaan. Dit het gebeur tydens Pinkster. Wat is Pinkster? Dit is die koringoes, né? En tydens die koringoes het die priesters gehoor hoe die mense opvaar. Amazing hoe dit ooreenstem met die woord. Tacitus, the Histories 5.13, a sudden lightning flash from the clouds lit up the temple, the doors of the holy place abruptly opened. A superhuman voice was heard to declare that the gods were leaving it, and in the same instant came the rushing tumult of their departure. Nou natuurlijk, hierdie Tacitus, hy is 'n Griek, sover ek weet, hy is 'n pagan gewees, hy het glad nie geglo in Jahoe of so nie, en dis hoekom hy sê the gods, hulle het the gods gehoor. Hy het nou nie geweet wat het kon wees nie. Nou, ons sien in Openbaring 6 vers 9, dit praat van hierdie mense. Kom ons kyk, toe hy die 5de seël oopgemaak het, het ek onder die altaar die siele gesien van die wat gedood is, terwille van die woord van Jahoe en die getuienis wat hulle gehad het. Toe is aan elkeen van hulle 'n wit kleed gegee, en aan hulle is gesê, dat hulle nog 'n klein rukkie moet rus, totdat ook hul medediensknegte en hulle broers, wat net soos hulle gedood sou word, voltallig was. Nou hierdie verwysing na die wit kleed wat vir hulle gegee is, glo ek is 'n spesifieke verwysing na hierdie 144.000, want ons lees ook hierso, and to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. Nou hierdie is ook 'n verwysing na die 144.000, of die geseelde gelowiges, die bruid. Hierdie geseelde gelowiges word ook die bruid genoem, en die bruid ontvang 'n wit kleed, en hier is 'n verwysing na die wit kleed. So ek glo hierdie van die altaar, waar die siele daar gewag het, tot hulle voltallig was,
voordat hulle die plek kon verlaat, dit is verwys spesifiek na hulle. Dit verwys nie na al die gelowiges wat gedood is daardie tyd nie. Dit verwys na die first fruits, hierdie eerste opbrengsoffer wat voltallig moes wees voor die res van die oes ingesamel sou word. En ons sien hierso dit het gebeur of begin met 66 na Christus het dit begin. Hierdie oes. Nou hierdie oes het nie net in 66 na Christus vervul nie, dit het daar begin. Soos ek sê, die first fruits klink vir my was ingesamel op 66 na Christus tydens Pinkster, want ons het net so hier gelees van die priesters, hoe hulle gehoor het, hoe die gelowiges, dit klink my toe was hulle seker voltallig gewees, dat hulle die tempelarea verlaat het. Amazing, tydens Pinkster. Dit is so wonderlik om hierdie goed so te kan insien. Prys Jehovah. En dan sien ons kom ons kyk na die volgende, die derde oes. Nou hierdie oes is net van die ongelowiges. Die druiwe oes is net die ongelowiges wat ingeoes word. Ons sien in Openbaring 14 vers 17 tot 20 word van gepraat, and another angel came out from the temple which is in heaven, he also having a sharp sickle, and another angel came out from the altar, he that has power over fire, and he called with a great voice to him that had a sharp sickle, saying, Send forth your sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth, for her grapes are fully ripe. And the angel cast his sickle into the earth, and gathered the vintage of the earth, and cast it into the winepress, the great winepress of the wrath of Elohim. And the winepress was trodden without the city. Dis belangrik, ek sal nou vir julle sê wat beteken dit. And there came out blood from the winepress, even unto the bridles of the horses, as far as 1,600 furlongs. Nou, ek het mos in my vorige video van Openbaring 14 vir julle verduidelik, wat beteken hierdie bloed tot by die stange van die perde. Dit verwys net na 'n groot oorlog. En baie mense wat gedood word, dis waarna dit verwys, is 'n sêding wat hulle gehad het in die tyd van die disippels, is 'n sêding wat hulle maar gehad het tydens groot oorlog, as daar groot slagting was, dan het hulle gesê byvoorbeeld, die bloed het tot by die perde se bors gekom, of die perde het verdrink in die bloed, of die bloed het tot by hulle stange gekom, of sulke goed. Dit het nie letterlik, die perde het nie geswem in mense se bloed tot by hulle stange nie. Dit is net 'n sêding wat hulle gehad het. Soos wat ons mos vandag ook maar sê goed het. En ek het in die vorige video vir julle gewys na die verwys na die ander verse wat ook daarna verwys as 'n groot slagting. Maar kom ons kyk nou na wat ek hier gesê het. Israel word by baie geleenthede 'n wingerd in die skrifte genoem, een waarvoor Jehovah groot moeite gedoen het om te plant, te beskerm en te laat groei. Tog, toe die wingerd se opbrengs suurdruiwe was, word ons vertel dat hy daardie druiwe in 'n wynpers gooi en dit trap. Sien Jesaja 5 vers 1 tot 6. Nou, ons sien in Lamentations 1 vers 15, ek dink dit is klaagliedere van Jeremia. The master has set at nothing all my mighty men in the midst of me. He has called a solemn assembly against me to crush my young men. The master has trodden as in a winepress the virgin daughter of Judah. Dit is nogal 'n letterlike vervulling in Openbaring van hierdie vers, want hierdie wynpers wat na verwys word, en hierdie druiwe is letterlik Juda gewees in Openbaring wat vertrap is deur Rome. Dit het gebeur rondom 66 tot 71 na Christus mense. Hierdie is letterlik vervul, hierdie vers van klaagliedere 1 vers 15. In daardie tyd. Josephus Wars 498 bladsy 690. Hier praat hy 'n bietjie hiervan. Nou hierdie outside, dis waarna ek nou gaan verwys. And the winepress was trodden without the city. Dit beteken, hierdie wynpers wat nou verwys word en hierdie druiwe is van die dorpe en stede rondom Jerusalem. Dit is die gebiede, die areas, die stede, dorpe, en daardie mense rondom Jerusalem
wat toe in die wynpers gegooi is, wat geoes is, wat doodgemaak is, dis wat dit beteken. Jehovah se oordeel wat oor hulle gekom het, al die mense rondom Jerusalem. Nou, Jerusalem self sien ons, hulle oordeel is volbring in Openbaring 17. Jerusalem self. Nou, hier in Openbaring 14 praat hy van hierdie ander stede en dorpe wat toe verwoes is en verbrand is en almal doodgemaak is. Nou, Josephus praat 'n bietjie daarvan hierso. Daarna het Vespasian Bethel en Ephraim 2 klein stede ingeneem en nadat hy garrisons daar ingeplaas het, ek het nie 'n goeie Afrikaanse woord vir garrisons nie, het hy tot by Jerusalem gery. Hy het baie gevangenisse geneem, maar Cerealis, een van sy bevelvoerders, het ruiters en voetsoldate geneem en die deel van Idumea, wat die Bo-Idumea genoem is, verwoes en Capetra aangeval, wat 'n klein stad was, en dit ingeneem en afgebrand. Hy het ook Kaffa Tabira aangeval en dit beleer, want dit het 'n baie sterk muur gehad, en toe hy verwag het om 'n lang tyd in daardie belering deur te bring, het diegene wat binne was, hul poorte oopgemaak en hulself aan hom oorgegee. Ja, hulle was maar bang, hulle het geweet, hy gaan hulle almal doodmaak, as hulle nou nie 'n kans vat en net oorgee nie. Toe Cerealis hulle verower het hy na Hebron gegaan, tot 'n baie antieke stad, nog na 'n baie antieke stad. Hierdie stad was in 'n bergagtige area gewees. Hy praat hier van Hebron, ek sien ek het dit nou nie ingeskryf nie. Hier staan dit, Hebron. En hy het na Hebron gegaan, nog 'n baie antieke stad. Hierdie stad was in 'n bergagtige area gewees, na aan Jerusalem. Hy het met geweld in die stad gekom en die menigte van wat daarin oorgebly het, doodgemaak en die stad afgebrand. So was al die plekke ingeneem behalwe Herodes en Masada en Machaerus, wat in die besit van rowers was. Hy het nie geworry oor die plekke wat in die besit van rowers was nie, maar dit waar Israel was. Hulle het maar al die Israeliete gaan doodmaak, amper almal. Is maar net soos vandag, wat hulle gaan fokus op al Israel wêreldwyd om hulle dood te maak. Dit is waar ons is op die tydlyn. Maar ek wil hier gesê het, hier praat hy van 'n plek genaamd Herodes. Nou ek het gevind op die, soos ek hier geskryf het, op 'n ou Afrika kaarte, dat daar is 'n plek genaamd Herodes in Afrika, as julle nie geweet het nie. En as julle wil weet waar dit is, kom ek wys julle. Hier is 'n ou kaart, ek het gou gemerk vir julle sommer ook, dat julle 'n idee kan kry, waar is dit op die kaarte. Voordat ek hierdie, ek dink ek moet gou Google Earth net hier so oopmaak. Van hierdie verse, hoekom ek het ook nie lees in die Afrikaanse Bybel nie, ek sommer hier so noem, hy sê dit nie reg nie. Toe hy daar praat van Openbaring 19 van die kleed van die bruid, sê die Afrikaanse Bybel sê nie wit nie. Hy gebruik glad nie die woord wit nie, en dit maak my sommer ongelukkig as ek sien hulle verdraai die woord. Hier sê hy net, is blank en fyn linne. Maar in jou Engels sien jy, hy sê duidelik, clean and white, wat letterlik ooreenstem met die ander vers wat ek vir julle gee in Openbaring 14, wat ook praat van die bruid, of wat ek nou verwys het nou, hoe dit ooreenstem, die wit kleed wat hulle dra. Is dit Openbaring 14 of Openbaring 6? Maar in elk geval, kom ons kyk, was ek Google Earth, net vir julle idee te kan gee hierso, net hier goed te maak hier en daar, 'n bietjie meer spasie, daar sê. Nou die area wat ek oor gaan praat en na verwys, ek wil net hierdie blokkies hier wegvat, tools, dis by view, hide grid lines, daar sê, dis beter. Dis hier by Konga area,
Nou, soos ek gesê het, ek dink in 'n vorige video vir julle genoem, Congo hierso, hierdie donkergroen gedeelte, ek glo dis die hele deel hier, was 'n groot see gewees hierso in die middel van Afrika. Afrika is baie droër as wat hy was in die ou tyd. Die rivier was ook baie breër gewees. Ja, so Congo was tot hierso rond gewees, so groot meer, hier in die middel. Dan op ou Afrika kaarte sal julle sien, Galilea was net hier onder Congo meer gewees. Maar kom ek wys julle gou op hierdie ou kaart. Hierdie Lunai of die Maanberge, dit was ook net hier so in die onderkant van die Congo, Zambia area hierso, is daar die berge gewees, kamstige berge, maar dis nie regtig berge nie, dit is fonteine van die diepte wat uitgespuit het en gehelp die Congo meer vorm en die Nile rivier baie groter en sterker gemaak het. Dit het ook water verskaf aan Galilea self, hierdie ondergrondse fonteine wat hier uitgespuit het in hierdie Suid-Congo. In elk geval, ons kyk gaan na die kaart. Ek wil nie te veel tyd hierop spandeer, want dit is nie eintlik waaroor hierdie video gaan nie. Maar vir die wat dalk belangstel, hier sê vir jou ook Congo. Hierdie Zaire is mos die oorspronklike naam van Congo gewees. Nou, vandag noem ons dit Congo. En soos julle kan sien, dit was 'n groot meer, daar was 'n eiland in die middel gewees. Hy is groter as wat hy hier wys op hierdie kaart. Hy was groter gewees. Nou, onder hom hier sien jy Galilea. Galilea is Galilee. Galilee is net so skuins onder die Congo meer gewees, of see. Hier is jou Agag, jy lees van Agag in die Bybel, jy kan gaan opkyk Agag in die Bybel. Dis die area waar hy was. Dan hier sê, Herodes, die dorp Herodes, daar is daai printjie daar, dis Harode, dis Herodes. En dan sien jy, wys hy Angola en Congo. So dis die area wat dit is. Kom ons kyk op vandag se kaart of ons dit sien daar. Hier is jou Angola, hier is jou Congo, see of meer. Nou, ja, soos die posisionering van plekke op hierdie baie ou kaarte is nie 100% akkuraat net ek gevind. En, maar mens kan seker maar verstaan, daardie tyd was hulle nie so akkuraat gewees nie. Maar jy het 'n idee naaste by waar dit kan wees. Maar ons sien, Heroda is hier rondom iewers by naby die Congo meer gewees. Op hierdie ene lyk dit of hy half bo die Congo meer was. Kom sit die gridlines net geweer aan vir show gridlines, as jy die ewenaar kan sien, want Berg Sion is hier so op die ewenaar. En as die Congo meer hierso was, en Herode was hier iewers hierbo by die Congo meer gewees, dan was hy nie regtig te ver van Berg Sion af nie. Was steeds 'n entjie, as jy so van, hier's Sion daar so. Maar in elk geval, hy is ook al na by die ewenaar gewees, lyk my, die Herodes, die dorp. Maar jy sal nie op die nuwe vandagse kaarte sien nie. En dis wat ek julle wil gewys het. Ja, is 'n goed, nice, hierdie is 'n volgende video. Is 'n goeie openbaring hierdie, né? Ek het regtig het geniet om dit te kon ontvang van jou af. Ek gaan 'n openbaring 15 volgende doen. Julle het julle aand geniet. En ek dink hierdie video is nou, ja, 3:30. Is nie te lank nie. Geniet julle dag. Totsiens.